enige planne gemaak vir die nuwe jaar? Het jy sekere nuwejaarsvoornemens? Dalk is dit om 'n nuwe stokperdjie te begin. Of dalk wil jy super fiks word. Of dalk wil jy 'n sekere eetprogram begin volg in jou lewe. Of dalk wil jy sekere slegte gewoontes afleer. Of dalk is jy soos ek en hoop jy om altyd betyds te wees, wanneer jy nie altyd so betyds is nie, maar eerder 'n tydsoptimis is. Wat ook al jou nuwejaarsvoornemens is. Jy sal agterkom dat 'n mens dikwels in die eerste maand van 'n nuwe jaar teleurgesteld word en voel of jy faal en 10 teen 1 gaan dit nie volhoubaar wees nie. Daarom het soveel mense besluit om net eenvoudig glad nie meer nuwejaarsvoornemens te hê nie. Want dit is dikwels baie moeilik om dit te bereik. Dit is moeilik om dit na te kom, dit is nie altyd volhoubaar nie. So ongelukkig gaan jy dalk jouself teleurstel met daardie tipe nuwejaarsvoornemens wat eintlik net nie realisties is nie. Of dalk het jy nodig om jou nuwejaarsvoornemens te verander na gebede. In Matteus 6 vers 10 lees ons: Laat u koninkryk kom. Laat u wil op die aarde geskied net soos dit in die hemel is. Laat u koninkryk kom en laat u wil op aarde geskied soos dit in die hemel geskied. Dis my baie belangrik dat ek en jy vandag erns moet neem met hierdie spesifieke teks. Dat ons iets eenvoudig wat bekend is weer sal bid met ons totale lewe. Dat mense sal kan sien dat ons in totale afhanklikheid leef van die een wat is en wat kom en wat nooit verander nie. Die God wat dieselfde God van gister, vandag en môre is. Want dis die een standvastige rots waaraan jy kan vashou in hierdie nuwe jaar. Die lewe gebeur dikwels en daar gebeur soveel goed wat ek en jy glad nie aan kon dink nie. Ons kan dit nie beheer nie, ons kan dit nie voorspel nie. Maar wat ons wel kan doen is om alles in ons lewens terug op die een wat dieselfde bly, die een konstante in ons lewens, en dis Jesus Christus. So my wens en my gebed vir jou, is dat jy nie soveel nuwejaarsvoornemens sal hê wat gerig is op jouself nie, maar dat jy eerder sal fokus op Christus, en sy wil, wat in jou lewe plaasvind en geskied daagliks. En mag jy eerder in afhanklikheid van hom leef, en mag sy teenwoordigheid in jou lewe genoeg vir jou wees. Dit is wat jy eerder na kan streef vir die nuwe jaar. En aan die einde van die jaar sal jy sien, dit is moontlik. Dit is nie onvolhoubaar nie. Dit is die een ding wat ek en jy sal kan doen. Mag jy fokus op gebede eerder as voornemens.